Ja, ons het die gebruik om elke Sondag hier met Kerstyd 'n kersie aan te steek. Net vinnig, laat ons saam kyk na die kerse. Daar's 5 kerse en daar's so 'n bietjie simboliek daaraan gekoppel. Die eerste kers verteenwoordig hoop. Dit gaan oor die voorspellings, oor die Messias wat eendag gaan kom. Nou ons weet hy het al gekom. Die tweede een is 'n donkerblou kers. Dit word genoem die Bethlehemskers waar Jesus gebore is. Hy is uit die stam van Dawid. Die derde een is herderskers. Ja, toe die engele die boodskap van groot vreugde, groot blydskap oordra. En dan die laaste enetjie wat ons vandag aan gaan steek is ook 'n blou kers en dit staan vir vrede. Die engele wat gesê het vrede op aarde. Dis die boodskap wat hulle bring. So op Kersdag word die wit kers aangesteek wat die Christuskers genoem word. En dit gaan dan oor die vervulling van al hierdie beloftes wat die Here vir ons gegee het. Ons kyk vanoggend weer na Lukas hoofstuk 2 verse 8 tot 14. Dis nou nie dat ons vassteek daarby nie, maar hierdie stukkie sê so baie dat 'n mens kan daaroor gesels en nooit uitgesels raak nie. Die Here se woord is so ryk. Ons lees Lukas 2 vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doek toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense aan wie hy 'n welbehae het. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en deel maak van jou lewe. Die vierde kers is vrede. Die engele sing eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nou vanoggend gaan ek fokus dan op die woord vrede. Dis 'n woord wat 'n mens baie dikwels hoor. Dis 'n woord waaroor almal praat. Dit verwys na 'n situasie of 'n toestand waarna almal verlang. Wat is vrede? Ek het gaan kyk na definisies. Hulle sê vrede is 'n toestand van harmonie en rustigheid, as ook vryheid van konflik, oorlog of versteurings. So aan die een kant is vrede iets en aan die ander kant is vrede die afwesigheid van sekere goed. Dis beide gebrek aan vyandigheid en 'n positiewe toestand wat bereik word deur samewerking, welwillendheid en die aanspreek van die oorsake van konflik wat groei, sekuriteit en welstand moontlik maak. Vrede is van toepassing op individue. Met ander woorde, jy ervaar innerlike vrede en rustigheid, kalmte, sereniteit. Dit gaan oor verhoudings tussen mense en dit is ook in die samelewing, die afwesigheid van geweld, openbare orde en verdrag. Nou hoekom verlang mense na vrede? Want die eerlike waarheid is, as ons in die wêreld kyk en na die nuus luister, dan is daar nie vrede op aarde nie. Daar's oorlog, daar's onrustigheid, daar's opstande, daar's geweld, daar's moorde. En al hierdie dinge werk op 'n mens.
ons is onrustig, almal slaap nie lekker nie, want jy is besorgd. Ons is bekommerd oor die toekoms. Ons ervaar onsekerheid, vrees, angs en spanning. En Jesegiel praat van so 'n situasie, wanneer angs kom, sal die mense vrede soek, maar dit sal nie daar wees nie. En soos wat die koms van Jesus nader kom, het hy gesê, daar sal oorlog wees, 'n gerugte van oorlog. Onrustigheid en onvrede gaan toeneem. En hierdie onsekerheid het slegte nagevolge. Weet jy dat mense partykeer moedeloos raak in hulle godsdiens? Want hulle dink die Bybel gee vir ons baie beloftes oor vrede, maar ek sien nie vrede nie, ek hoor nie vrede nie, ek ervaar nie vrede nie. Ek begin dink die Bybel is dalk nie waar nie. En daar's toenemend mense wat rug op die Here draai. Dis Kersfeestyd. En nou meer as tevore verlang ons en bid ons vir vrede. Ons vier Kersfees met die wete van daardie engele wat gesing het van vrede op aarde. Dis wat God vir ons gaan bring, vrede op aarde. Ons weet dat God Jesus na die wêreld gestuur het. Hy is die prins van vrede, hy is die vredevors. Die Bybel beloof vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbring en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Dis die belofte wat God eeue tevore al vir ons gegee het. Jesus is die prins van vrede, die vredevors. En nou kan 'n mens jouself afvra, maar waarop sien en ervaar ons nie hierdie vrede in die wêreld nie? Omdat ons dit dalk verkeerd verstaan. Net soos die Jode van destyds, kyk ons dalk ook op 'n verkeerde manier na hierdie vrede. Die Jode het uitgesien na aardse vrede, 'n koning wat gaan kom om hulle te verlos van die onderdrukking van die Romeine en van die ander volke wat hulle van tyd tot tyd onderdruk. Ons hoop ook vir vrede, 'n beter regering, rustigheid in die land, minder geweld en misdaad. Maar die wêreld verstaan oor vrede verkeerd. Want oorlog skep onsekerheid en vrees. Ek het so 'n bietjie statistieke gaan uitkrap. Sedert die jaar 1800 het meer as 37 miljoen mense in oorloë in die wêreld gesterf. En huidiglik is oorloë en geweld aan die toeneem. Verlede jaar het meer as 162.000 mense in gevegte gesterf en dis veronderstel om 'n tyd van vrede te wees. Daar's nie absolute oorlog aan die gang nie. Hier's 'n kaart, ongelukkig kry mens nou nie die heel nuutste in die hande nie. Maar verlede jaar die areas waar daar geweld was, en jy kan sien dat Mosambik teen ons het ook geweldige geweld gehad. Die moslems het 'n paar keer daar dorpies oorval en al die Christene se koppe afgesny. En dis naby aan ons. Die Internasionale Instituut vir Ekonomie en Vrede sê daar's op hierdie oomblik minstens 59 oorloë internasionaal aan die gang. Dis die hoogste syfer sedert die Tweede Wêreldoorlog. Die Uppsala konflikprogram beskryf 'n gewapende konflik as 'n situasie waar minstens 25 plus mense dood is. En daarvolgens is daar meer as 150 konflikte jaarliks. Hulle sê tans word 1 uit elke 6 mense internasionaal deur oorlog en geweld bedreig. Ons is nie baie in die kerk nie, maar as ons getalletjie bymekaar tel en deur 6 deel, dan sien 'n mens dis eintlik nou nogal baie mense wat aangeraak word deur die situasie.
Suid-Afrika is een van die lande met die hoogste moordsyfer in die wêreld. Tussen 1994 en 2018 is meer as 500.000 mense in Suid-Afrika vermoor. Tans word hier 64 mense per dag vermoor. Ongeveer 45 uit elke 100.000 mense word vermoor. Dis die nuutste statistieke wat op hierdie oomblik beskikbaar is. Internasionaal is daar 'n stygende syfer in die oorlog wat plaasvind, die aantal en die hoeveelheid geweld. Beter wapens en nuwe gevegstegnieke verhoog die dode syfer. Die nagevolge van oorlog is nie lekker nie. Lewens word vernietig. Mense beleef nie 'n gevoel van veiligheid nie. Mense leef in onsekerheid, angs en vrees. Mense se lewensstandaarde verlaag. Oorlog vernietig die natuur en omgewing en gebrek aan voedsel veroorsaak die hongersnood. En daar het die foto verteenwoordig 'n man wat 'n geveg oorleef het en jy kan sien hy het sy bene en een arm verloor. Mense lewenskwaliteit is daarmee heen. Hoe soek mense vrede in die wêreld vandag? Hoe beveilig lande hulle self teen aanvalle en geweld? Deur hulle weermagte so groot as moontlik uit te bou. Deur geweldig baie geld aan die ontwikkeling van nuwe wapentuig te spandeer. Deur groot hoeveelhede wapens bymekaar te maak. En dan deur wapens vir massavernietiging bymekaar te maak en dit sluit in chemiese wapens en atoombomme. En dis skrikwekkende wapens daardie. Hoe probeer owerhede vrede verseker? Deur propaganda, intimidasie, en druk uit te oefen, deur vrees af te dwing, deur verbonde te sluit, samewerking ooreenkomste om mekaar by te staan in geval van 'n oorlog, sodat die vyand so bang moet wees dat hulle nie gaan waag om iets te doen nie. Ons probeer vrede hou deur vrees af te dwing. U weet wat die implikasie en gevolge gaan wees van atoombomme as iemand die dag mal genoeg is om 'n knoppietjie te trek. Nou is hoor kort gerugte dat ons baie naby aan die uitbreek van 'n derde wêreldoorlog kan wees. Lande en groepe bedreig mekaar. If you've been following the Ukraine war, you have probably felt this. Everyone is talking about peace, but the war keeps getting bigger. The US says it has a plan. Zelensky says the people should decide. Trump says World War III is around the corner. And NATO says Europe needs to prepare for war. Ons is naby aan 'n derde wêreldoorlog. En as 'n president van een van die magtigste lande op aarde dit waarsku, nou sal seker nie nonsens praat nie. 'n derde wêreldoorlog kan katastrofies wees, veral as iemand nou mal genoeg is om atoombomme en ander goede te begin loslaat. Dit kan ons totale mens wees, van die hele mensdom bedreig, dit kan die aarde vernietig. Die impak en die gevolge daarvan kan absoluut vreeslik wees. En hulle sê dit kan 'n kernwinter veroorsaak, wat ook al dit beteken. So nou 'n vraag, is oorlog en geweld 'n oplossing en 'n waarborg vir blywende vrede? Nee, glad nie. Dis baie duidelik dat geen oorlog in die verlede daarin geslaag het om blywende vrede te bring nie. Vir 'n tydjie lank is dit rustig, want die mense is bang, en dan kom die vyand net maar weer in opstand. Kort hoor ons van lande of groepe mense wat ander groepe aanval en bedreig.
Nou ja, ek weet, u het nie vanoggend kerk toe gekom om slegte nuus te hoor nie. Maar ons moet wel notisie neem van die realiteite waarbinne ons lewe. Ons kan nie maak asof alles goed en wel is, terwyl ons met 'n handgranaat in die hand sit waarvan die pennetjie uitgetrek is, en ons weet dat hy binne sekondes kan ontplof nie. Wat is die groot probleem met die benadering wat die wêreld volg? Vrede, wat deur vrees afgedwing is geen vrede nie en kan onmoontlik blywend wees. Mense probeer op eie kragte en vermoëns in wapentuig staat maak en ons dink as ons so baie wapens het en so baie soldate, dan is ons veilig. Dan gaan dit met ons goed gaan, maar dit is nie waar nie. Wat is die grootste probleem in hierdie manier van soek na vrede? God word heeltemal uitgesluit in die soeke na oplossings. En dit is hartseer en jammer. Ons wapens, ons mannekrag, ons eie slimheid gaan ons deurdra in moeilike omstandighede. Nee, dit kan nie. Dis God wat sy hand oor ons hou en ons veilig hou. In Spreuke 3 lees ons, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Moenie jou eie planne gaan maak nie en die Here daar uitsluit nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. In Lukas 19 lees ons, toe Jesus nader in die stad kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog maar wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Dan sal daaroor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. En dis 'n paar dae voor Jesus se kruisiging dat hy dit sê. Weet u hoe baie kom die woord vrede in die Bybel voor? Van die Ou Testament tot die Nuwe Testament. Ek was lus om in elke vers wat ek lees, gaan die woord vrede omtrent voorkom. Ek wou elkeen highlight, dat hy uitstaan, maar ek het besluit om dit nie te doen nie. Maar luister maar en let op in elke vers as ek verder aangaan. Vrede is nie moontlik sonder God nie, dit is 'n waarheid waarvan ons moet kennis neem. Slegs God het 'n blywende oplossing vir vrede. En wat sing die engele? Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Wat bedoel die engele as hulle sing eer aan God in die hoogste hemel? Die geboorte van Jesus Christus, die Seun van God, is tot eer van God die Vader. Dit is vir die eer van God. Dit is sodat ons God kan eer. En as hulle sing van vrede op aarde, dis die gevolg van die geboorte, die resultaat van die koms van die Messias. Vrede op aarde. Sy geboorte maak vrede op aarde moontlik. As ons na God gaan vra, as ons na God gaan soek. En dan sien 'n mens dat hierdie vrede op aarde is nie vir alle mense bedoel nie. Dis vir die mense aan wie God 'n welbehae het. Partykeer lees ons dit mis. Hierdie vrede is bedoel vir die mense met wie se lewe God tevrede is. Want dis wat welbehae beteken. Hy is gelukkig en tevrede met sekere mense se lewe. Mense wat buite God se wil lewe, met wie se lewe God nie tevrede is nie, sal nie dieselfde vrede kan ervaar nie. Maar aan die ander woorde, ons begin sien hierdie vrede waarvan hier gepraat word, is nie 'n aardse vrede dat daar geen oorlog meer gaan wees nie. Dit verwys na 'n hemelse vrede, 'n vrede met God. Mense met wie se lewe God tevrede is
is mense wat Jesus Christus in hulle lewe het. Hulle staan in verhouding met Jesus, die prins van vrede. God het Israel beloof dat hy na die aarde sal kom en sy naam wat hy dan gee, Jesus, sal tussen hulle woon en God gee in sy genade vrede, en dit is Jesus. Dis 'n belofte van die Messias wat sou kom. Ons het klaar gesien dat mense in twee groepe gedeel word. Aan die een kant mense met wie God tevrede is, aan die ander kant mense met wie God nie tevrede is nie. Mense binne God se wil teenoor mense buite sy wil. Mense wat God gehoorsaam teenoor mense wat hulle nie aan God steur nie en hom nie gehoorsaam nie. Mense wat God eer teenoor mense wat God minag en disrespekteer. Mense wat God aanbid, mense wat God belaster, ignoreer en beledig. Maar weet jy, ons het 'n wonderlike God. Hy diskrimineer nie. Hy bied aan alle mense, beide groepe, die wat hom eer en respekteer en die wat hom minag en haat en sleg sê, bied hy 'n kans om dieselfde vrede te ervaar, mits hulle buig en erken dat hulle vir Jesus as Messias, as verlosser nodig het. God het die wêreld so lief gehad, met ander woorde, alle mense van alle tye, alle plekke. Die word nie gediskrimineer nie, om te sê nie net die vir wie God lief het nie. God het die wêreld, alle mense so lief gehad, dat hy vir Jesus gestuur het. En dan gee hy ons 'n keuse, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te kom veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. So God gee aan elke mens 'n geleentheid en 'n keuse. Hy dwing niemand nie, dis jou besluit, jou keuse, en dis 'n belangrikste besluit wat enige mens ooit in jou lewe kan neem, vir God. As jy niks besluit nie, as jy niks doen nie, dan het jy outomaties teen God gestem, teen God gekies. So ons moet 'n doelbewuste keuse in my lewe maak. En hierdie keuse wat jy uitoefen bepaal hoe jou lewe op aarde verder gaan wees en dit bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. Die impak en die gevolge van jou besluit, wie in hom glo, word nie veroordeel nie, jy is reeds vrygespreek. Aan die ander kant, diegene wat nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hulle nie in die enigste seun van God glo nie. En nou kan 'n mens vir jouself afvra, wat het jy gekies? Wat kies ander mense? Baie vreemd. God kom met hierdie absolute wonderlike aanbod na ons. Ek wil jou vrymaak, ek wil vir jou vrede gee, ek wil vir jou die ewige lewe gee. En dan lees ons in Johannes, tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Mense het eens weg van God. Aan die ander kant, wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld gekom. En dit is die resultaat. Twee groepe mense. Hulle kies self, hulle verdeel self, niemand dwing hulle nie. Jesus het gekom om 'n verskil in alle mense se lewe te maak. Hy het gekom om ons verhouding met God te herstel. En nou sê die Bybel daaroor, Paulus skryf in Kolossense 1 vers 20, God het deur hom, Jesus Christus, alles met homself versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Weereens sê dit, alle mense het 'n kans om gered te word. Maar wat is jou reaksie? Jy moet kies. Aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En nou juig Paulus. Nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God afgelewe het,
het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hoor jy wat staan nie? Vrede is nie net 'n toestand nie. Dis nie net die afwesigheid van sekere dinge nie. Vrede is iemand. Christus is ons vrede. Micha 5. Maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda. Uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Hy sal na vore kom en sy volk lei deur die krag wat die Here hom gee en deur die sterkte van die naam van die Here sy God. Hy sal vrede bring. Jesaja 53, oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 9. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Die Messias kom om vir altyd vrede en voorspoed te bring, maar vir die wat binne in God lewe. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is dan 'n vrede tussen ons en ons God deur ons Here Jesus Christus. Geen ander manier om vrede te vind as deur Jesus Christus nie. Daarom is dan 'n vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. As Jesus regmaak om weer hemel toe te gaan, dit is net voor die kruisiging, dan sê hy vir sy disippels: vrede laat ek vir julle na. My vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee met wapengeweld nie. Julle moenie ontsteld wees nie, julle moenie bang wees nie. Wees rustig want God is in beheer. Maar daar's ook 'n kontras. Jesus sê per geleentheid, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Baie mense sal nie die boodskap van Jesus aanvaar nie. Dit gaan verdeeldheid binne in families, tussen vriende, tussen groepe maak. Maar vir ons, kinders van God, bring Jesus vrede. Hy het ook 'n swaard gebring, die woord van God. Dit is 'n tweesnydende swaard, twee skerp lemme. Jesus is die woord. Hy het gekom om ons te leer om die Satan te oorwin. En met ons kennis van ons verlosser kan ons die vyand oorwin en rus en vrede vind. Ons kan dit alleenlik vind by Jesus. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. Waar vind ek vrede? Nie in die wêreld nie, in Jesus Christus. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hoe moet? Ek het die wêreld klaar oorwin. Nou wat behels hier die vrede? Dis eerstens vrede met God. Deur sy dood aan die kruis het Jesus 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. As hy praat van twee hierso, dan praat Paulus in die konteks van daar's heidene en daar's Jode, of mense wat uit die heidendom tot bekering gekom het. Hy sal ons en die ander mense met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat naby was. En as ek vrede met God het, dan kan ek vrede met myself hê. Al was my lewe in die verlede hoe lelik, hoe sleg, al het ek hoeveel mislukkings in my lewe ervaar, al is my selfbeeld hoe laag, al voel ek hoe niks werd en minderwaardig,
kan ek weet, ek is kosbaar vir God. Ek meet myself nie aan wat ander van my sê of dink nie, ek meet dit aan wat God van my sê en dink, en hy het sy seun vir my laat sterf. Hy het die grootste offer vir my gegee, wat beteken, ek kan weet, jy kan weet, ons is ontsaglik kosbaar vir God. Moenie dat wat ander sê of dink of doen, jou onder die mat laat wegkruip nie. Julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Die hoogste prys, die duurste prys ooit in die bestaan van die wêreld, is vir jou betaal dat jy in 'n regte verhouding met God kan staan. En as ek vrede het met myself, omdat ek in vrede is met God, dan kan ek vrede met my naaste hê. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie hierdie vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So ek kan alleenlik vrede met my naaste hê as ek vrede het met my God en met myself. Kan jy sien, dis 'n opsomming van die 10 gebooie. Nee. Wat is hierdie vrede? Ek leef nie meer met angs en vrees en bewering vir die hede of die toekoms nie. God is my God. Hy is in beheer van my toekoms. Hy is in beheer van my omstandighede. Hy is in beheer van my lewe. En daarom kan ek rustig wees. Die Bybel sê hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Hoe pas ek dit toe in my lewe? Daar is tye wat daar omstandighede kom wat vir jou te veel voel, wat te moeilik voel. En jy sê, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Nou toe God vir Moses gesê het, Moses, jy gaan die Israeliete uit Egipte uit wegvat, het Moses gesê, maar dit is te groot, dit is te veel, ek kan dit nie doen nie. Eksodus 33, op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, u beveel my om met hierdie volk te trek sonder om my mee te deel vir wie u saam met my stuur. Tog het hy gesê, ek ken jou op die naam, ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou tog hierdie nasie is u volk. Toe die Here vir Moses gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Is dit nie wonderlik nie, as ons met die Here praat, dan sê hy, moet ek vir jou vrede gee? Ek wil vir jou vrede gee. Ek wil vir jou seën, ek wil my hand van genade oor jou. Ek wil vir jou die krag gee om die probleme en dinge wat jy moet trotseer en hanteer, te kan hanteer. Hoe maak ek hierdie vrede blywend deel van my lewe? Romeine, ewige heerlikheid, eer en vrede skenk God aan elkeen wat goed doen. Ek moet begin doen, ek moet my geloof begin uitlewe. Romeine 8, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die Heilige Gees begin in my werk en hy gee vir my sy vrede. En ek gaan voel my, ek is nie meer so op my senuwees nie. En dit gaan beter. So Paulus het hier vir ons 'n oplossing gegee, antwoord, die Heilige Gees moet in jou wees, hy moet in jou werk. Romeine 14. Die koninkryk is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Net soos wat ek my lewe aan Jesus as my verlosser oorgee, moet ek die Heilige Gees van God toelaat om in my te woon en te werk. En hy gee vir my vrede en vreugde. Paulus gaan sterker daaroor. Galasiërs 5. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Deur sulke dinge die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. En as ek dit doen,
bid vir die leiding van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, dan gaan jy sien en ervaar dat jou gesindheid, jou menswees begin verander, omdat die Heilige Gees nuwe eienskappe na vore bring en jy sal vreugde en vrede ervaar. Die Heilige Gees stel my in staat om dan in vrede met ander te lewe. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Heilige Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Hierdie vrede is nie net 'n menslike poging nie, dit kom van die Heilige Gees af. Die Heilige Gees maak my geloof al hoe sterker. Paulus bid 'n gebed vir die mense. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. So dit gaan al hoe sterker raak. So as ons teruggaan na die twee groepe mense, buite God se wil, is daar geen vrede nie. In Deuteronomium lees ons dat onder 13 nasies, en ek het nou maar net verduidelik wat dit is in die hakkies, wat God gode van hout en klip en valsgode aanbid, sal jy nie vrede vind nie. Nie eers 'n rusplek vir jou voete nie. Die Here sal jou daar 'n hart vol angs gee, oor wat ingee, 'n lewe wat wegkwyn, dit is as jy sonder die Here wil lewe. Buite God se wil, is daar geen vrede nie. Jou lewe sal in 'n draadjie hang. Jy sal dag en nag in vrees lewe. Jy sal jou lewe lank onveilig wees. In die môre sal jy sê, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, was dit maar môre, so vol vrees sal jy wees. En sulke vreeslike dinge sal jy belewe. Broer en suster, as jy met vrees in jou hart lewe oor wat nou om jou aangaan oor die toekoms, dan moet jy vir die Here vra om oor te neem en vir jou sy vrede te gee wat so groot is, dat dit alle verstand te bowe gaan. Binne God se wil gaan ons vrede ervaar. Dawid sê, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Dis God se wil vir sy kinders. Hy wil vir ons sorg, hy wil vir ons seën, hy wil vir ons voorsien, hy wil vir ons vrede gee. En Paulus sê ons moet werk daarvoor, ons moet lewe daarvoor. Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Elke situasie vra, is ek besig om op te bou of is ek besig om af te breek? Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees aanskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Mag dit vir jou waar wees, elke dag, en ook in besonder in hierdie Kersfeestyd, dat jy die vrede van die Here gaan ervaar, om te weet, ek kan die spanning van die wêreld agtertoe skuif, want God is in beheer, God is by my, hy hou my styf vas, en hy gee sy liefde, en sy seëninge, en sy vrede, en sy vreugde vir my elke dag. Mag Kersfees vir julle hierdie jaar iets baie besonders wees. Amen.